Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig om te kyk na wat ons ken as die gelykenis van die saaiër. Maar vir my is dit eerder die gelykenis van die saad en die hart. Want Jesus verduidelik vir ons duidelik in hierdie gelykenis dat dit die fokus en toestand van die hart is wat die opbrengs van die saad bepaal. Of ons kan dit so sê, dat dit die toestand van ons hart is wat bepaal of die woord in ons gaan bereik waarvoor dit gestuur is of nie. Nou jy mag dalk nie tradisioneel so daaroor gedink het nie, maar Jesus spel dit hier baie duidelik so vir ons uit. Die potensiaal van die woord is altyd om 100voudig te doen waarvoor dit gestuur is. Maar die toestand en fokus van ons hart kan veroorsaak dat al daai potensiaal tot 'n ongelooflike nul kom in ons lewens. En dit het niks te doen met God wat jou 'n les wil leer, of nie vir jou wil goed wees, of dis nie nou jou tyd nie, of watter beskuldiging mense ook al voor sy deur wil lê, maar dit het verskriklik baie met ons hart te doen. Maar dis eintlik baie goeie nuus, want as die fout by my lê, kan ek met die hulp en krag van die Heilige Gees iets daaraan doen. Dink 'n bietjie daaroor na. As alles in jou lewe God se wil en verantwoordelikheid was, as alles afgehang het van wat hy besluit, sê my 'n bietjie, hoe sou jy hom van plan kon laat verander? Hoe sou jy hom ooreed om iets anders in jou lewe te doen as wat jy nou ervaar? As jy siek is en dit was slegs God se verantwoordelikheid of jy gaan gesond word of nie, wat sou jy doen om hom te ooreed om jou te genees? Sou jy pleit en soebat, dalk met lang trane aanhoudend huil? Dink jy dit sou hom kon ooreed? Sou jy op 'n lang vas gaan? Dink jy as jy ophou eet en as jy baie honger is, gaan dit hom ooreed? Of is dit dalk hoekom ons gebedskettinge begin op WhatsApp en Facebook? Omdat ons dink dat as 100 mense, of dalk 1000, of as dit 'n baie moeilike ding is, dalk moet ons dan 1 miljoen mense kry om by God te pleit. God kan sekerlik nie vir 1 miljoen mense nee sê om jou te genees van jou kanker nie. En ons doen al hierdie manipulerende goed, omdat ons dink God moet ooreed word. Maar wat daarvan as God dalk reeds alles gedoen het, wat gedoen moes word, sodat ek en jy ons genesing kan ontvang? Wel, kyk byvoorbeeld na 1 Petrus 2 vers 24, daar staan, wat self, en hy praat hier van Jesus, so Jesus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is. Nou hierdie is 'n bevestiging van Jesaja se profesie in Jesaja 53 vers 5. Nou wanneer is Jesus vir ons gewond? 2000 jaar gelede aan die kruis. So dis reeds gedoen, is dit nie? Die prys is reeds betaal, is dit dan nie? Jesus het reeds gedoen wat hy wou doen, om die prys te betaal vir my en jou genesing. Sy gedeelte, wat ons genade noem, is reeds gedoen en afgehandel. Dit was dieselfde kruis waarin jy jou verlossing verkry het. As jy kan glo dat jy verlos is deur die kruis, kan jy glo dat jy ook genesing ontvang het deur die kruis. Dit was dieselfde geleentheid en dieselfde Jesus en dieselfde kruis. Hoe kry ons toegang tot hierdie genade? Hoe kry ons toegang tot alles wat God reeds vir ons beskikbaar gestel het deur Jesus? Geloof. Romeine 5 vers 2. 'n sagte hart wat in geloof hierdie waarheid aangryp en daarin leef. Hoekom sukkel ons met siekte en krankheid en ongesteldheid? Wel, daar kan verskeie redes wees, maar in hierdie gelykenis van die saaiër gee Jesus vir ons 'n paar redes, en die een van hulle is omdat die woord soms werk en soms nie. Daai is teologie wat gebore is uit harte wat offended geraak het omdat die woord nie in hulle lewens geproduseer het wat hulle gedink het dit was veronderstel om te produseer nie. Wat was Jesus se rede? In Markus 4 vers 18 en 19 sê Jesus self, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord, en het word onvrugbaar. En die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstik die woord,
en dit word onvrugbaar. Die Amplified Classic noem dit the craving and passionate desire for other things creep in and choke and suffocate the word. Craving and passionate desire for other things. Begeerlikhede na ander dinge. Passie vir ander dinge. Wat ander dinge? Enigiets anders as die woord. Enigiets anders wat jou tyd en fokus in beslag neem en nie besig is om die woord te bevestig in jou lewe nie, is besig om dit te verstik en onvrugbaar te maak. Ek gaan dit weer sê, enigiets anders wat jou tyd en fokus in beslag neem en nie besig is om die woord te bevestig in jou lewe nie, is besig om dit te verstik en onvrugbaar te maak. En hierdie beteken nou glad nie, jy moet 24/7 sit en Bybel lees nie. Maar waar is jou fokus? Waarop is jou hart ingestel? Sal jy eerder lê en soapies kyk tot 11:00 in die aand, as om teachings oor genesing te kyk en die woord te bestudeer rondom genesing? Sal jy eerder game speel, of 'n na-uurse tweede werk doen, of tyd op Facebook, of Instagram, of TikTok spandeer, en toelaat dat dit jou denke en jou hart beïnvloed? Ek probeer nie om jou op 'n guilttrip te stuur nie. Ek probeer jou wakker maak vir die realiteit van wat Jesus hier sê. Die begeerlikheid van ander dinge kom in en verstik die woord. En wat gebeur dan? Die woord word onvrugbaar. Dit beteken die woord was vrugbaar, maar as gevolg van waar ek en jy ons tyd en aandag en fokus spandeer, alles behalwe die woord, word die woord onvrugbaar. En wat is die gevolg? Jy bly siek, jy bly depressief, jy bly in tekort leef, jy bly kwaad, jy bly teleurgesteld, ongeduldig, humerig, rassisties en. Want alhoewel die woord die lewe en die krag het om al hierdie dinge in jou lewe te oorwin en te verander, het die woord onvrugbaar geword. Nie omdat God nie 'n God van liefde is nie. Hy is 'n God van liefde. Hy het sy seun gegee en sy seun was bereid om soos ek en jy te word, sodat ons soos hy kan wees. Alles wat hy is, kan ons wees. Maar dis nie outomaties nie. Alhoewel hy alles reeds gedoen het en alles reeds betaal en bekom is, het ons 'n verantwoordelikheid as ons dit in ons lewens wil sien realiseer. As ons wil sien dat die woord vrugbaar word in ons lewens, moet ons begin nee sê vir die dinge wat ons tyd, ons fokus en ons geloof steel. As jy bereid is om die woord eerste prioriteit in jou lewe te maak en die eerste fokus in jou lewe te maak en jou hart te konsentreer op die woord, hou vas jou seatbelt, want die vrugte sal volg. 30, 60 en 100voudig. Here, dankie dat u woord so kragtig is, dat dit vandag nog die krag dra van 'n 30, 60 en 100voudige oes. Help ons, Here, om nie verskonings uit te dink, om hierdie nie te vat nie. Maar geef ons die guts. Help ons om in guts te bely waar ons foute sien. En dat u deur die Gees ons sal help om 'n 180 grade wegdraai te maak. En dat ons weer aan u woord die prioriteit en die plek sal gee in ons hart. Want ons begeerte is om u 30, 60 en 100voudige oes in ons lewe te sien. En ons weet die potensiaal is daar. Dankie Here Jesus. U is awesome, u is so goed vir ons. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Dit sal vrug dra. Shalom.